Goeiemôre aan al my leerders, al my studente, my ouers van kinders, oumas en oupas, die neurodiverse gemeenskap, sonder uitsluiting van my neurotypiese gemeenskap. Welkom by Morning Mental Moments met jou autistiese onderwyser en mentor Isabella Jansen. En vandag is vir my 'n moeilike dag, want vandag moet ek iets doen waarvoor ek 'n miljoen redes het waarom ek dit nie kan doen nie. En dit is om te verduidelik wat die Here vir my verduidelik het. En dit is volharding op sy beste, wysheid op sy beste en geduld op sy beste. Jy sien, ek glo baie vas daaraan dat ewel, die duiwel, is 'n shapeshifter, soos wat ons dit in Engels sê. Die duiwel kom in verskillende maniere, want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar ons stryd is teen die ewel van die wêreld. Nou, wanneer laas het jy die tyd gehad vir liefde, vir omgee, vir empatie, vir simpatie, vir ondersteuning, sonder enige kompensasie? Ek dink baie min van ons kan daai vraag antwoord. Nou, hoekom doen ons dit nie? Baie maklik, want dit hou geen voordeel vir ons in nie. Dit hou geen voordeel vir ons bankrekeninge in nie, dit hou geen voordeel vir ons titels in nie, en dit laat ons ook nie belangrik voel nie. Nou, die eerste ding wat die Here vir my gewys het is, hier's 'n 10 sent. Dit beteken basies niks. Wat hierin is, maak nie saak hoeveel nulle wat hierin is nie. In God se ekonomie beteken ook basies niks. Niks van hierdie goed, of dit nou die kleinste minste is, of die grootste meeste baie, kan ons nie saamvat eendag wanneer ons terugkeer na die Vader toe nie. Maar wat kan ons wel saamvat? Ek kan my spesiale spiritual beursie saamvat. Nou, het jy al gehoor van die uitdrukkings not my monkeys, not my business? Dit is so maklik om dit te sê. Wanneer iemand vra vir jou ondersteuning, jou liefde, jou tyd, jou omgee, is ons so gou om te sê, weet jy, ek het nie nou tyd daarvoor nie. Duiwel is in die tee in. Weet jy, hierdie is nie my monkeys nie, hierdie is nie my circus nie. Dit is nie my besigheid nie. Is dit volharding? Is dit geduld? Is dit wat die Here vir ons wil vra? Of selfs, nee, wat hierdie pas nie by my titel nie. As ek dit gaan doen, gaan dit nou nie goed wees vir my image nie. Maar dan kom die Here, en hy gee vir ons 'n duidelike opdrag in Markus 1 vers 17 en in Matteus 4 vers 19. En hy sê vir ons, wees vissers van mense. So die titel wat God vir ons gee, is wees 'n visserman. 'n Visserman. Wie wil nou op aarde 'n visserman wees? Nee, wat? Dit gaan nie vir my ryk maak nie. Wat se titel is 'n visserman? Maar nou vergeet ons dat dit is die titel wat die Here vir ons gegee het. Vir elkeen van ons. Die Here het nie gesê, wees 'n prokureur, wees 'n chirurg, wees
'n baie belangrike figuur in die gemeenskap. Nee, hy gee vir ons die titel van 'n visserman om sy hardste werk te doen. Want om 'n visserman te wees, vereis volharding, vereis geduld, want jy moet dag vir dag daai net uitgooi en hoop vir die beste. Baie keer gaan jy verwerping ervaar, baie keer gaan jy met 'n leë net huis toe moet keer. Maar dit beteken nie dat jy minderwaardig is nie. 'n Visserman volhard. En ons moet volhard in die boodskap wat die Here vir ons gegee het. Die titel wat die Here vir ons gegee het. Is volharding maklik? Is geduld maklik? Soos ek gesê het, ek kan aan 'n miljoen redes dink hoekom ek nie wil doen wat ek vandag wil doen nie. Want 'n sekere ding het my weer ontstel. Maar tog het ek beloof, ek gaan 'n visserman wees. Ek gaan volhard. Nou jou huiswerk vir die volgende week. Kry vir jou geestelike beursie. En hier is my geestelike chequeboek. En elke keer as ek volhard in iets wat ek voel, ek het 'n miljoen redes hoekom ek dit nie wil doen nie. Dit gaan vir my geensins baat hierson nie. Dan skryf ek my spirituele chequeboek. Ek skryf my spirituele check uit. Maak my chequeboek toe en ek versamel al my checks in my spirituele beursie. Want sien, hierdie beursie is die enigste beursie wat ek kan saamvat. Eendag wanneer ek die Vader ontmoet. So almal van julle wat volharding en geduld in die gesig staar met aanslagte van die duiwel, van die ewel, met leënette, verwerping. Hou aan, want die titel wat God jou gegee het, is nie een van fame and fortune nie, maar is die hardste titel wat enigiemand in hierdie wêreld ooit kan dra. En as dit jy is wat die titel moet dra, doen dit, want eendag gaan daai net oorvol wees en jy gaan nie vir een oomblik terugkyk nie. Geseënde dag vir julle almal.